dan moet jy instoot, daar is 'n trap by daarso. Liewe familie en vriende, net voordat ons begin in die hele hof 2, ons sê die diens hier, die afskeidsdiens hier in die kerk, en dan kan ons nie die lys van volg, dis 'n aardebestelling, waarna u ook kan saamgaan, u ook daar kan deel aan die ter aardebestelling, en daarna glo ek is hier by die kerk, is daar verversies, waarna jy ook kan kom. Dit is belangrik dat ons mekaar op ons lewenspad en ergens ook weer 'n bietjie van liefde en troos gee, kan sien ons staan by mekaar, ons dra mekaar se laste, soos wat die Bybel sê, en ons is by mekaar, die lief en die leed van die lewe. En dan wil ek begin om te sê in die naam van Jesus Christus, ons Here, julle is familie en vriende, innige simpatie en meegevoel met werker se heen gaan. Mag die Here deur die kragvolle werk van die Heilige Gees ook vir julle troos en ook bystaan in hierdie tyd van verlies. Die Here homself, die Heilige Gees, as die trooster wat hy na die wêreld gestuur, krag in ons lewe, en mag hy julle troos, krag gee en ook naby wees in elke opsig. Vir my dan ook net 'n baie kort persoonlike woord. Ek wil Yvonne ook vir jou, Christian, Heidi, julle kinders, en dan my broer en die familie en almal wat oor see is, wat ook vandag inkyk en ook saam deel het aan vandag se diens. Dan ook sê, baie dankie vir die voorreg wat ek en Christa het om vandag saam met julle kan deel. Baie dankie dat ons baie lang pad ook saam met mekaar kon stap tot hier. Oom-Hector en Yvonne was saam met ons betrokke, die kom van Oosterlandse lidmaat ook, wat ook saam deel is van die geloofsfamilie, waar ons saam gewerk het in 'n baie lang pad. Ek wil sê as ek reg onthou, 20 jaar die kerkraad gestap het, deur elke funksie, deur elke geleentheid, en vir my en Christa, so Oom-Hector, ek sê nie net was nie, maar sal dit ook wees, omdat hy vir ons mentor is, en omdat ons hom lief is, vir hom, Yvonne, en vir julle almal, dat dit vir my in nederigheid 'n groot voorreg is om vandag ook hierdie diens te kan waarneem. Juist omdat ons so besondere pad met Oom-Hector kon stap. Die kerkraad, en ons kom in die boodskap ook daarby, het altyd met sy wysheid, sy lewenswysheid en kennis gekom. En daai wysheid het van God gekom, en op daai manier baie rigtinggewend dan ook vir die gemeente gewees. Rigtinggewend waar God daar op 'n besondere manier gebruik het om vir Oosterlig ook te lei op Oosterlig se pad, op Oosterlig se roeping, en ook vir my en Christa ook op 'n baie besondere manier ondersteun. Ons dink aan al die wonderlike tye nie net wat ons in die gemeente kon deelneem, maar ook persoonlik in vriendskapsverband. Oom-Hector, Yvonne, tye wat ons saam kuier, as die groepie, die Oosterlig groepie, en ook as vriende saam kon kuier,
dit is 'n voorreg. En dit is herinneringe wat ons in ons hart ook sal koester en sal saamdra. En daarom, saam met Christa en saam met ons almal, wil ons vir julle sê, mag die Here vir julle seën en baie naby wees en mag hom regter se baie ryke lewensstraal, 'n nalatenskap wees, geestelike nalatenskap, wat die Heilige Gees die goue pen in elkeen se lewe sal inskryf. En mag ons saam Here die pad ook stap, die pad wat ook vir ons voorlê, die lewenspad, waar die Here ook in Psalm 23 sê, dat hy is die goeie herder vir elkeen van ons. Mag die Here elkeen baie ryklik seën, in naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Die eerste lied wat ons gaan saam sing, hy gaan op die flitsbord verskyn, is Nader my God by U, vers 1 en 3. Ons gaan het staande doen en waar ons ook weet die Here is bly met ons.
geloofsstandvastigheid. Baie dankie dat ons vandag ook sy lewe kan herdenk, kan vier omdat hy in die hemel is, met blydskap kan weet hy deel in die ewige vreugde saam met u. Maar ook dankie Here vir die besondere pad wat hy ook deur die lewe gestap het. Dankie Here dat hy sy lewensdoel en roeping waartoe u hom geroep het, met geloofspassie en liefde uitgeleef het. Altyd met sy oog gefestig op u, die Here van sy lewe. Ek wil bid Here dat sy nagedagtenis ook 'n neerslag sal vind in elkeen van ons se lewe. Ja Here, dat ons dit ook sal onthou, ook in 'n gebroke wêreld waarin ons staan, te kan weet, ons kan rigting en koerse met die pad waartoe ons tot hiertoe gekom het. En ons kan volhard, soos wat Paulus ook vir Timoteus sê, dat hy die goeie wedloop afgelê het, by die wedstryd gekom het, en nou die oorwinningskroon en die ewige lewe ontvang. Ook dit is waarvan ek volhard tot die einde toe. Die oorwinningskroon, die oorwinningskreet, die lewe by u. Here, daarom ook dankie dat hy en Yvonne, die kinders, besondere pad ook kon saamstap, die lewe kon deel, die liefde en die leed van die lewe, die lewensfases, waardeur u hulle gelei het, en dankie vir u liefde, en hulle liefde ook vir mekaar. Baie dankie vir vriende en ander familie, wat ook saam vandag deel. Hulle wat ook inluister, wat ook see is. Ons bid ook Here dat u ons almal sal saam bid, een in gees, een in liefde, en een in hoop. Ja Here, ons bly hoop, omdat daar ook nog 'n lewenspad vir ons voorlê. Dankie Here dat ons ook kan bid en vra dat u ons sal getroos deur die woord. Ja Here, dat ook 'n woord sal wees van versterking, want dit is u heilige woord, die gees-geïnspireerde woord. En ons bid Here dat u dit aan ons harte sal seën en sal heilig. En Heilige Gees gaan met ons as ons by die grafnis en ons ook daarmee afskeid neem, dan weet ons, ja, dit is ons aardse rusplek, maar ook ons ewige woonplek wat ons by u ontvang het. Daarom Here, kyk ons vandag op en ons sien hoe ek dit saam met skare van oorwinnaars, ook in die hemelse paradys. En ons weet Here, hy is ook meer as oorwinnaar deur die liefde en deur die seën en genade. Baie dankie Here dat aan u liefde daar geen einde is. En baie dankie dat niks ons van u liefde en ons liefde ook vir mekaar kan skei. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Here van ons lewe, die oorwinnaar aan die kruis, en in die naam van God die Vader en die kragvolle werk van die Heilige Gees in ons lewe. Amen. Ons deel die woord van die Here vandag met mekaar uitgegrepe, dan ook in die boek Prediker. Dit is vir die Here dan ook vandag my hart geleer om met julle te deel. Prediker wat gaan oor wysheid, prediker wat gaan oor die praktiese van die lewe, dit wat ek en jy elke dag beleef. Prediker wat vir ons reg spreek tot ons eie lewe en ook vir ons spreek van hoe ek se lewe, ook dit wat die Here vir hom gegee het, terwyl hy ook hier op aarde was. En daarom dankie ook vir die wysheid van prediker, en dankie dat ons dit ook in die naam en in die krag van die Heilige Gees ook vandag met mekaar kan deel. Die boek Prediker gaan oor die wysheid wat prediker dan ook met ons deel vandag. Prediker was gelowige, ons kan dit sien uit sy boek, uit sy skrywe, as deel van God se woord. 'n gelowige mens wat gesoek het na antwoorde op die diepste lewensvrae. Hy het vrae gevra oor waaroor die lewe gaan, wat is die sin van die lewe, die betekenis van die lewe, en hoe vind ek my doel en my verwesenlikking in hierdie lewe, in hierdie plek
wat God vir my hier op aarde gegee het. En dit is belangrik vir ons as gelowiges om dan ook in afhanklikheid van die Here, ook deur die wysheid van die Heilige Gees, ook dan te vra oor waaroor hierdie lewe gaan, die sin van die lewe, die betekenis van jou en my lewens bestaan. Want God het elkeen geskape na sy beeld, na sy gelykenis, en God het aan elkeen van ons, hoe so verwerker, 'n besondere roeping en plek hier op aarde gegee. Daarom dat Dawid dan ook in Psalm 15 sê, 'n mooi deel is vir my afgeneem. Alles wat ek ontvang het, kom van God. En dit is ook wat hy vir Merker gegee het en vir jou en my. 'n Mooi deel wat hy op aarde vir ons afgeneem het, waar hy sê, hier vervul jy jou roeping en jou verantwoordelikheid. Soos wat ons gesê het, met die mooi talente, gawes en persoonlikheid wat die Here vir elkeen van ons gee, so wat hy dan ook vir Merker dan ook gegee. En daarom dat ons dan ook vandag weet, dat ons dan ook nou Merker kan kyk vandag vanuit die woord van God, met die wysheid, die soeke na sin en betekenis in die lewe, en dan Merker vir ons daarin 'n besondere voorbeeld van is, en altyd sal wees, om te kan sê, en ek bedoel dit baie opreg, as ek sê soos wat hy vir die kerk in die naam van die Here dan ook leiding gegee, op die kerkraad, leiding ouderling, en baie dinge wat hy dan ook gedoen het vir Oosterwig saam met Yvonne, dan sê ons vir die Here dankie, dat hy ook vir Merker, vir Yvonne, 'n mooi deel afgeneem het hier op aarde, en dat hy sy roeping voluit kon uitleef in verantwoordelikheid van die Here. En daarom gaan dit ook in ons eie lewe, ook na die soeke van sin en betekenis. En mag ons vandag dan ook kyk na Geba, die prediker, om te kan sê, Here, jy praat ook met ons. Jy praat ook met ons uit die wysheid van Merker, maar jy praat ook met ons uit die wysheid van u woord, en mag ons dit dan ook vandag ter harte neem. En so kyk ons na Prediker, die eerste gedeelte, om te kan sê, God was met Merker se lewe tevrede. God was met Merker se lewe tevrede. Eerste gedeelte wat ons saam lees, is Prediker 2, vers 24 en vers 25, 26. Dit is nie aan die mens self te danke, dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ek het ingesien dat die gawe in die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet, as hy Here dit nie moontlik maak. Vers 26, vir die mens met wie sy lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Vir die mens met wie sy lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Wat 'n mooi woorde is dit. God was tevrede met Merker se lewe. En omdat hy tevrede was met Merker se lewe en lewenswandel, het hy dan ook vir hom gegee, omdat hy met sy lewe tevrede was, wysheid, kennis en vreugde. Wat is wysheid? Ons kom net daarby om te kan sê, wysheid is om God te ken. Wysheid is om te sê, Here, gee my raad, gee my wysheid, vul my met die Heilige Gees in my gedagtes, in my hele lewe, om te kan sê, ek het wysheid van u ontvang om te lewe om eer van u naam, met die wysheid wat u vir my gee. Die wysheid van God is die soeke na die wil van God. Die wysheid van God is om te sê, God leer my hoe om te lewe. Weer Psalm 15. En hierdie wysheid het Merker gehad. Hierdie wysheid wat God vir hom gegee het deur die Heilige Gees. Maar hierdie gedeelte sê ook met wie God se lewe tevrede is, gee hy ook kennis. Wat is daai kennis? Ons weet almal dat daai kennis is nie noodwendig boekkennis nie. Ja, Merker het baie boekkennis ook gehad. Baie geskiedkundige kennis. Hy het baie geleer en gelees oor die lewe en die geskiedenis van die land en van die wêreld, van oorloë en alles wat gebeur het, dan ook in die historisiteit van die wêreld. Maar daai kennis is ook lewenskennis, lewenservaring. Ons kan ook sê dat Merker geweldig baie geleer het in die skool van die lewe, by sy werk, in die lewe en sy omgang, in die lewe, sy harde werk. En daarom het hy daai kennis gekry uit lewenservaring, uit lewenswysheid,
soos wat ons gesê het, maar wat belangrik is, hy het daardie wysheid en kennis toegepas. Hy het dit toegepas, in woord en daad. Die Here sê, jou geloof moet oorgaan in aksie. Jou geloof moet 'n stuk betekenis hê in jou omgewing vir die mense om jou. En daai wysheid en kennis het hy oorgedra. Hy was bereid om dit te deel in sy hele lewensomgang. Al het dit baie keer beteken dat hy verskil van mense, dat mense van hom verskil. Op die kerkraad en miskien in besigheid en verskillende plekke. Maar hy het geweet, wat is sy standpunt, wat is reg en verkeerd, wat moet hy doen, en dit het van God gekom. En daar was nie 'n grys area, bemerking, wit of swart. En dit het ek bemerking geweet. En daarom, wysheid en kennis, dit was ook 'n stuk mentorskap van sy kant af vir my. Ek glo ook 'n stuk mentorskap, Christian, vir julle, vir jou broer, vir jou kinders, vir julle almal, 'n mentor, 'n liefdevolle pa, oupa, wat ook met wysheid en met kennis ook dit met julle geleer het, op verskillende maniere. En sy werk het daarvan getuig, sy lewe het daarvan getuig. Maar daar kom 'n derde een by, met wie God se lewe tevrede is, gee hy ook vreugde. Nou, vreugde is ook die blydskap om te lewe. Die Here sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat jy dit die lewe kan hê en dit in oorvloed. Prediker maak baie daarvan, en ons het ook gelees, dat jy kan eet, en jy kan vrolik wees, en jy kan die lewe geniet, in afhanklikheid van die Here. In afhanklikheid van die Here, om te kan sê, die Here gee vir jou, en gun vir jou, die vreugde van die lewe. Dis nie net werk nie, dis nie net pyn en verdriet nie, maar dit gaan ook oor die vreugde van die lewe. Ons ken almal Werther as 'n ernstige mens, 'n trotse mens, 'n mens wat, ek onthou altyd regop geloop het en netjies, absoluut pynlik netjies was op alles wat hy gedoen het. Maar daar was ook die vreugdevolle oomblikke. Die oomblikke wat ons saam gekuier het, ook in die kerkraad is daar so 'n bietjie spanning en dinge opgebou het, dan het Werther met 'n stuk vreugdevolle wysheid dan ook 'n intrede gemaak in daai moment van die kerkraad of ons lewe. En vreugde, sê die Bybel vir ons, is deel van die vrug van die Gees. Met ander woorde, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vriendelikheid, en dan gaan dit aan. So vreugde is deel van die vrug van jou geloof, die vrug wat jy moet dra. En daai mooi oomblikke waar oom Hector ook in baie omstandighede van sy lewe 'n blydmoedige mens was. 'n man met 'n sin vir humor, 'n sin vir humor. So baie keer baie mooi luister, so ek net vir jou iets sê, en dan sien jy daai stukkie vreugde en daai stukkie wysheid ook daarin, en daai sin vir humor wat hy altyd dan ook geopenbaar het. Baie keer is hy dan ook saam met die hond daar by ons gekuier het, stuur vir honde, sy eie hond, wat hy nog gehad het, daar toe hy in die huis gebly het, dan het ons stel huisje daarna om toegekom, en vryf hy so rond, sê, wat 'n pragtige hond. En dan het hy vreeslik gesels en gespeel met die hond, en vir hom so 'n bietjie soepies gegee, en die soepies was altyd droë wors, wat ons vol Werther gekoop het, gesê, gee dit toch net vir Spikkel, dat Spikkel het kan geniet. En die laaste broodwors wat oorgebly het, hy gaan berde vol in 'n kas, dat hy dit later kan eet, en Spikkel nou genoeg gehad het. Ag, dis nie mooi dinge, dis baie herinneringe wat die Heilige Gees vir die goue pen in elkeen van ons se lewe inskryf. Die een met wie die Here se lewe tevrede is, gee hy dan hierdie drie dinge: wysheid, kennis en vreugde. Die tweede gedeelte wat ons saam lees, is God het ook alles in 'n ordelike tydfase ingedeel. En dit kry ons hierso in Prediker hoofstuk 3. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Vers 4. 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. God is 'n God van orde. God is 'n God van dissipline. En daarom het God alles in hierdie wêreld en in ons lewe in tydfases ingedeel. Van die begin van die skepping het God tyd ingebring.
7 dae week, alles in orde geskape, hy het die seisoene gegee, in die natuur, die 4 seisoene wat ons goed ken, dit het die Here God gegee, en so het God ure, dae, maande, minute, sekondes, alles vir ons gegee, en alles in tydfases ingedeel, omdat hy 'n God van orde is. Hy is 'n God van orde en dissipline. En daarom het hy ook ons mense lewe, jou en my lewe, werkers se lewe, ook in tydfases ingedeel. Van waar ons gebore is, hy sê daar is 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterf. En deur jou lewe gaan jy deur die verskillende lewensfases, die tydfases van jou lewe, tot in die seniorjare waar ons begin afskeid neem van die lewe. En daarom, ja, dit is wat God gegee het, dan ook vir oomhekte. Al die tydfases, al die ordelike tyd vir hom en Yvonne, in sy werk, in sy hele lewe, en hy het oomhekte deur al hierdie tydfases dan ook gedra. En daarom het die Here ook vir ons lewenstyd gegee. Lewenstyd om te kan sê, gebruik dit tot eer van die Here. Die Bybel is baie uitgesprook hieroor, in Prediker ook. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die vertaling sê, koop die tyd uit. Ons moet dit onthou, koop die tyd uit, wat ons leef in 'n goddelose tyd. En daarom sê Hebreërs dat ook, terwyl daar nog vandag is, vandag, sorg dat jy daai tyd die beste gebruik, en dat jy seker is van jou verhouding met die Here. Want vandag is wat saak maak. En daarom is tyd so kosbaar. Tyd is so kosbaar. Dankie dat die Here God, toen hy in sy lewe, die woon amper 90 jaar, nee. Dis waar, Chris, sy krijg met amper 90. Vir amper 90 jaar, tyd op aarde. Want tyd is kosbaar, en vandag is wat geld. Want môre kan dit te laat wees. Môre kan dit te laat wees. Vanuit stel om afstel. Baie keer sê ons vir mekaar, ja, ons sal môre of wanneer ons tyd het, sal ons weer by mekaar uit. Wanneer ons tyd. Ons tyd is die God se tyd. God bepaal tyd, nie ons. En daarom kan miskien dalk eendag te laat wees. Iemand het eendag so mooi gesê, nou rukkie terug, as jy nou jou almanak kyk, en almanak kyk, sê maar 30 dae, vir Februarie van maand, sê maar maand, dan is daar nie 'n dag wat sê, aan die einde van daai maand, 1 dag. Hy eindig daar by 30 dae of 31 dae. Daar is nie nog 'n blokkie wat sê, 1 dag. Dis te laat. Daarom maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want ons leef in 'n goddelose tyd. Ons leef in 'n gebroke wêreld, waar ons tyd die beste moet gebruik. Tyd is so kosbaar dat as ons by mekaar is, en by mekaar kuier, en tyd saam met mekaar spandeer, gebruik dit om oor die lewe te praat. Gebruik dit die beste. Moenie tyd mors. Jy kan nie tyd terugkry nie, jy kan nie tyd terugkry nie. Om tyd te mors beteken eintlik dat ons God se tyd eintlik gemors het, wat hy vir ons gee. Tyd op aarde, verskillende lewensfases, God is 'n God van orde. Maar dan kom Prediker ook, en dis hoe hy ons geskaap het, en hy sê, nadat hy alles om in tydfases ingedeel het, sê in vers 11, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Ons het dit nou vir mekaar gesê. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van die begin tot die einde nie begryp. Hy het aan die mens die besef gegee van 'n onbepaalde tyd, 'n ewige tyd, 'n hemelse tyd, 'n tyd verby hierdie aardse lewe. En dit is wat die Here vir ons gegee het, so ons geskaap het. As gelowiges weet ons tyd op aarde is beperk. Die Bybel sê dit vir ons baie duidelik. 2 Korintiërs 5 sê vir ons aardse lewe is maar 'n tentwoning wat maklik afgebreek word. Ons aardse lewe, sê 2 Korintiërs 4, is 'n erge kruik wat maar maklik breek en wat op diep gaan. So sal verskillende beelde om te kan sê, ons tyd op aarde is beperk, is kom. Tent breek jy af en dit het nie 'n vaste fundament nie. Johannes 14 kom die Here en sy disippels is ontstel dat hy moet weggaan. Die Here sê maar, ek moet weggaan omdat ek vir julle 'n plek gaan voorberei, 'n plek in die hemel, want dis waar julle tuiste is. 'n Plek wat nie met mense hande gemaak is nie, maar 'n plek
wat God gemaak het met sy hande deur die bloed van Jesus Christus, die Here self. 'n Ewige huis waar lot en roes nie verniel nie, sê die Here, en waar nie kan inbreek en kan steel nie. En daarom het ons ook as gelowiges nie besef van 'n ewige tyd. En daar gaan 'n dag kom dat die Here ons aardse tentwoning gaan afbreek. Daar gaan 'n dag kom wat hierdie aardkruik op die grond gaan val en gaan breek. Maar ons weet, dan is ons op pad en dan gaan ons na die ewige tyd, eintlik die ewigheid wat tydloos is, waarin daar die tyd is. En daarom gee die Here aan ons wat geskaap is na die beeld van God, daai besef van 'n ewige tyd. En daarom, vir ons as gelowiges, as die Here ons kom haal, 2 Korintiërs 5 sê, dan kom die Heilige Gees en hy vat ons na die ewige lig, want ons lewens verlig deur kennis van die wysheid van God, en ons gaan na die ewige lig by Jesus Christus in die hemel. Dit is so mooi wat Christian gesê toe Gabi hulle was, toe merk sy laaste asem uitgeblaas het, Christian was so merk in die hemel. En dit is so, as jy in die hemel. As nie nog 'n tunnel nie, daar's nie klomp aanslae eers voordat jy hemel toe gaan nie, dis so, dan is jy in ewige tyd. En dan is jy in die hemel, daar waar jy ewig saam met die Here is. En dan kan jy maar 'n bietjie die Prediker verder gaan blaai oor die wysheid van Prediker. En nadat hy, soos ons gesê het, soek na die sin van die lewe, die betekenis van die lewe, die wysheid van God gedeel het in hierdie boek, dan kom hy tot 'n slotsom. En hy sê in Prediker 12 waarmee hy afsluit, die belangrikste van alles is die kern. My seun, wees versigtig. En daar kom nie 'n einde aan die skryf van boeke nie, maar hy sê die slotsom van alles wat bevoorreg is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dis die lewe. Dis die lewe hier op aarde. Om te kan sê ons dien God en ons gehoorsaam God. Diens aan God, soos wat ons gesê het, beteken dat jy 'n roeping op aarde uitleef. En ons wil vandag vir die Here baie dankie sê dat dit waar is van Magda se lewe. Die slotsom van Magda se lewe is diensbaar. Die Here het gesê, hy het gekom om te dien, en hy het ons geleer. Hy het ons kom leer wat het beteken om diensbaar te wees, om ook te dien. Dis wat die Here ons kom leer het oor op aarde was. En die belangrikste, die slotsom van alles is, dien die Here en wees gehoorsaam aan die Here. Wees gehoorsaam aan sy stem, wees gehoorsaam aan die wysheid van die Heilige Gees, wees gehoorsaam as die Here vir jou 'n opdrag gee in die lewe. Want jy het 'n roeping en jy het 'n verantwoordelikheid. En dit is so waar vir my in sy lewe om te kan sê, hy was diensbaar deur sy hele lewe. Daarom kan ons vandag opkyk en sê, Here, baie dankie, dat soos Psalm 23 sê, dat jy ook thuis kom in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit is waarom ek er is. En mag die Here vir julle troos, seën en naby wees. En dan wil ek afsluit met 'n geestelike waarheid. Ons neem vandag afskeid van 'n werker, sê tot ziens, as 'n leerplek, die won in jou lewe, in die huis, 'n leerplek in die kerk, 'n leerplek in die samelewing. Ja, daar's 'n leerplek hier op aarde. Maar daar's 'n plek wat vol is in die hemel. En een ding wat nooit kan vernietig word nie, is ons siel. Ons siels bestaan. Ja, ons gaan tot stof as ons oorlede is hier op aarde. Maar ons praat baie keer en onthou dit. Ons praat baie keer van daar's 'n sielsband tussen ons en ons geliefdes. 'n Sielsband. Dit is wanneer ons siele in 'n verhouding staan met mekaar en die Here. Daai sielsband kan nie breek nie. Ja, daar's 'n leerplek op aarde, maar daai sielsband gaan aan totdat ons eendag in die hemelse paradys self kom. Daarom sê ons vir die Here dankie dat ons ook geestelik deur die Heilige Gees daai sielsnabyheid kan ervaar. Die hemel is hier om ons. Die hemel is tussen ons. Om ek te sien, tussen ons. Dis die sielsband. Dis die geestelike verbintenis
wat niks niemand ooit kan vernietig. Ook net die dood en op Jesus vir dit oorwin. Daai sielspan, koester dit. Daai gesprek, daai geestelike gesprek, gaan voort. Dit gaan voort. Jou gedagtes, en die plekke waar jy saam is, daai sielspan gesprek gaan voort, voordat ons eendag self in die hemelse paradys is. Maar maak net seker, dat jy op dieselfde pad is, die weg, die waarheid en die lewe, saam met Jesus, tot in alle ewigheid. Daar, waar die oorwinnaars wag, dit wat Hebreërs 10 en 11 en 12 sê, daar skare van oorwinnaars, wat ook wag vir ons, totdat ons die wetloop voltooi. En deel van die skare, so lekker, hy staan op daar, is deel van die oorwinningsskare, hy wag op daar. Maar mag daar die sielspan gekoester word en sterk wees deur die Heilige Gees. Hy is hier, hemel is hier. Hemel is net 'n ander dimensie. Mag ons dit beleef as krag van geloof, krag van oorwinning, Jesus vir ons aan die kruisvader, en mag ons net vashou aan die Here, die herder van die lewe, en saam op die lewenspad staan. Ons bid dit in diepe afhanklikheid van die Here, dat hy die krag bewerking van die Gees dit ook aan ons harte sal heilig en seën. Amen. Here, baie dankie dat die wyse prediker met ons kon praat. Die woord, wat vir ons soveel sin en betekenis en hoop gee. Ewigheidsvisie. En dat ons weet, Here, dit is wat U alles vir ons bereik. Ek bid, Here, dat U dit aan ons harte sal heilig en sal seën deur die inwerking van die Heilige Gees. Ons bid in die liefde van Jesus Christus en in die troostvolle krag van die Heilige Gees. Amen. Christian, jy die geleentheid vir die Hildeblyk briewe, baie dankie, die mikrofoon. Ja, ek hoef my stem van draad tot daar. Ek dink nie dat so my boos is, maar die maklikste. So from Debbie, trying to capture who Oprah was is just a few words. It feels almost impossible. He was a gentleman, a true one, in every sense of the word. A person of dignity, kindness, and a quiet strength, but always with a mischievous glint in his eyes. And you've all seen that. Oprah was respected by everyone who knew him, whether personally or in business. In a world that can sometimes forget the value of integrity, Oprah lived it every day. He was reliable, loyal, and steady. These qualities so rare today. Loyal, steady, he was reliable, loyal, and steady. These qualities so rare today were simply part of who he was. But above all, Oprah loved his family. We loved it when Oprah and Noah came to visit us in Cape Town. We always had such fun, and we have wonderful memories of sharing many milestones with them. 21st birthdays, weddings, or even just for a visit. Although we are heartbroken to say goodbye, we remember his smile. He had a great smile. His love for us, all and his life that he lived with decency, humor, dedication, and love. I will miss you. From Robert, looking back
back over the times with my own life, I think about the earliest memory I have of him. After taking him to see where he works for the day, we sat on the steps outside his office, drinking strawberry milkshakes, while he chatted away about his job. And with that first memory, the rest all fronts back. His ability to give a back breaking heart like a big bear. His love for many dogs he had over the years. His ability to fix just about anything. And he's been told off by no one for falling asleep when he checked. But I was kind of sleeping in his lap. And the cheeky grin and wink he would throw us when he had pulled got him off. His smile and cheeky grin as well will always stay with me. My Opa, a great big man. With a great big heart and his cheeky grin. Opa, wat je doet, geworden. En voor die bal in my heart. From Amber. Our Opa, a man whose love for his family was written in his figure. We all knew about the distinctive sweets. He thought that no one noticed it, and a mischievous little smile came with it. But behind that playful spirit was a man of fierce, unwavering attention. He wore his pride in each of us, like a badge of honor, never missing a chance to boast about his family to anyone who would listen. And his house, warm, steady, and full of everything, words couldn't say. He had a way of making the whole world feel a little better and safer. He was a wonderful man through his steps, and I will miss him more than I can say. We are so proud and pleased to have him as our own and as a much loved father-in-law, and so thankful for all the ways he touched our lives over the years. We will miss you all. Older on Hector. Van u naar in goede voor u. Sorry, I have to. Eerstens, ons innerlijke verkeering baie sterk aan die woord kinders en kinders. As voorbeeld van Hector vir baie jare, wil ek en baie ambisie vir die voorrecht dat ek gehad het om saam met hom te kon werk. Hy word geken aan die besonderse manier waarmee hy met mense gewerk het. Hy het gesag en discipline afgedoen. Nie die vrees nie, maar die integriteit. Regverdigheid, eerlikheid en wysheid. Sy bydrae aan die samelewing was net een groot sukses. Bovenal was hy godvreesende man, wat sy lewe gegrond het op geloof, hoop en liefde vir sy medemens, wat in elke opsig sy lewe sigbaar was. Hy was 'n ware gentleman, deftig, hofflik, aardig. Sy nalatenskap leef voort en nie sy tyd beïnvloed. Die besigheid wat opgebou het, wat hy opgebou het, en die waardes wat hy vasgeleef het. Sy nalatenskap leef voort in die mense wat hy beïnvloed het. Die besigheid wat hy opgebou het, en die waardes wat hy vasgeleef het. Mag ons sy familie en vriende sy voorbeeld onthou en afstel. Ons is baie van die veel hek, jou familie en julle sal altyd ons gedagtes wees. Liefde, koel en na familie. Dit is altyd van jou van die gekeur. Oude klaar. Hector Christian als 10 mei 1986, 24 februari 2016. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord will award me on this day. Hector Christian House, the man in the legend,
always honest, always loving, always there, always in our hearts, always missing you. Until we meet again, this is husband, father. Grandfather and friend, the man, the legend, actor, Christian Els. Dank ons. Dis is hoe my vir bydra. Sê baie dankie vir julle bydrae, ons waardeer baie. Dan ook die kerk en vir die gemeente die riviere. Rachel. Ons hier Rachel. Ja, skryf hulle baie op. Baie dankie Rachel, so moet jy afbyt. Dan ook Cornel Reclining, baie geld. Staan vast aan die sterk. Met wat staan van Orkus by van Engelen. Familie en vrienden wat hier is, baie dankie vir die ek dit baie van my ver gekom. Ons gaan mis. Everybody overseas, thank you for connecting and sharing this with us. Al vir julle ver gereis, familie, vrienden, al baie dankie vir die is. Ek love my mom. Groetnis. Baie dankie. Baie dankie, Christian. Kom ons sluit af en ons sing met 602. Ek sien in die Jobboek, vers 1, 3 en 5. Ons kan het staande doen en daarna kan jy net weer die sitplekke inneem, dat ons net die laaste reelingstrek en die draas het. kragvolle inwoning en saamwees van die Heilige Gees het ons wees en bly tot in ewigheid. Amen. Maar ja, sit net vir 'n oomblik. Ons gaan die draas uitlees.
Ek wil net oor die grafische manier gaan jy opgaan met die lysval. Kry ons jou vir die herwas uitgaan. Oor die vierde kunstvlog, dus daar is die veel links voorbij die wolf, dat die leef weer, dan gaan ons links vlog, hier is hy rechts. Ons rechts wil skreeuw oor die Ok, dan volg jy in die lysval, asseblief, en na die terwade bestel, die donderdag kan hulle weer gaan. Nee, sal doen. Goed, die draas, Christian, Daphne, Gemma, Rianti, Andrei en Paul kan na vore kom, dan kan ons net uitbeweeg en dan die lysval volg. Kan ons vra dat ons sal staan asseblief? Maar asseblief die kus op die rollers.
Baie dankie, ons deel met mekaar die woorde van die begrafnisformulier. Oom Hector Els is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan elke gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning, en dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here, want aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl die kus sak, deel ons met mekaar ons geloofsbelijdenis, wat vir hom Hector ook die fundament, die basis was, waarop hy sy lewe gebou het. Baie dankie. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, hy wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Here, baie dankie dat U die ewige woord het en dat ons aan U behoort vir tyd en vir ewigheid. Amen. Vra ek in die laaste familie kan hy nader staan en die laaste een kom betoon. Justin, broer, is vir jou.
water staan. Ek het net na die meerkant is. So 'n bietjie kry. Ja, sien maar. Maar dit sal nog so paartjies dankie hoor. Sorry. Okay. Baie. Nou, vir 7 maande. 6-7 maande. Nee, hy gaan aan. Hy gaan aan. So nou dan kry ek maar as ek my sap. Maar alles Dis bietjie net lekker ding. Ek jou stand up en dis kan. Ja. Dis al vir hulle die Dis 'n praat. Ja, alles goed. Ja, alles goed. Ja,
Realiteit, hoor. Nee, ek is by balans. Nee, hulle het 'n paar keer gekom. Hulle is in Sasol, hulle het 'n paar keer gekom. Dis 'n formeel deel van die bedryf. Hulle was gekom.
Ek weet hom, ek